Vandag wil ek graag met jou gesels oor God wat vir ons sê, luister na hom, luister na Jesus. En ons lees hierdie verhaal in Matteus 16, maar dit speel ook oor in Matteus 17. Want ons het almal 'n prentjie van hoe God lyk, hoe God moet lyk. Hoe ons geloof moet lyk, hoe geloof oor die algemeen moet lyk en hoe Jesus behoort om op te tree. Ek en jy het altyd verwagtings. Maar wat gebeur wanneer God hierdie verwagting kom uitdaag, ons prentjie breek, om vir my en vir jou sy prentjie te wys? Want jy het ook jou eie geloofsboks, met jou eie verwagtings. En hierdie boks bevat alles wat jy van God dink, hoe jy groot gemaak is. Dit is jou geloofsboks. Elke mens in hierdie wêreld, of hulle nou God se naam aanroep of nie, het 'n geloofsboks. Iets waarin hulle hierdie verstaan van godsdiens inlaai. God pas in daardie boks. En Petrus het ook so 'n boks gehad. Want op 'n stadium in Matteus 16 dan vra Jesus vir sy disippels, wie sê julle is ek? Hy wil nie weet wat die mense sê nie. Wie sê julle? En Petrus sê vir hom, Here, U is die Christus. U is die Seun van die lewende God. En Jesus sê, baie mooi Petrus. Baie mooi, dis die regte antwoord. Gelukkig is jy. Want dit het nie van 'n mens gekom nie, maar van my Vader. Want Petrus is reg. Jesus is die Christus. Hy is die Seun van die lewende God. Maar nou kom daar 'n boksing wat Petrus se boksie gaan uitdaag. Want Jesus begin vir hom verduidelik hoe hierdie identiteit van hom werk, hoe hy Jerusalem toe moet gaan. Wat in Jerusalem moet gebeur, hoe Jesus God self moet lei. Hoe hy doodgemaak gaan word, hoe hy op die 3de dag weer opgewek gaan word. En Petrus neem vir Jesus een kant toe en hy sê, Here, ek sal sorg, dit sal nooit met u gebeur nie. En dan Jesus wat baie skerp Petrus sê, gaan weg agter my, Satan, moenie God se plan betwyfel nie, moenie my stop vir wat ek hier is om te doen nie. Jy dink nie aan wat God wil hê nie, jy dink aan wat mense wil hê. Want my en jou prentjie van God het baie dikwels baie definitiewe uitvloeisels. Ons prentjie van God het 'n kroon op. Want ons soek glorie sonder lyding. Alles moet net altyd mooi wees. Die regte ding moet gebeur, maar niemand moet swaar kry nie. Petrus wil 'n Messias hê. Die koning wat alles kom regmaak, maar hy wil nie 'n kruis hê nie. Petrus soek hierdie heerlikheid wat Jesus toekom, sonder die lyding. En as ek en jy vandag met mekaar eerlik is dit wat ek en jy en elkeen in hierdie wêreld ook graag wil hê. Dis wat ons ook doen. Maar nou verander hierdie toneel, want Jesus klim hier op die berg op. En hy vat van hierdie disippels saam met hom. En in Matteus gebeur 'n klomp groot goed op berge. En hier in Matteus 16 gebeur dieselfde, want op hierdie berg gebeur daar iets verskriklik. Jesus vat sy disippels op, hy gaan daar boontoe. En ons lees dat 6 dae later vat Jesus hierdie 3 disippels, Petrus, Jakobus en Johannes, weer eens op 'n hoë berg, en skielik weet die lesers, hier kom iets, want God se teenwoordigheid is hier op berge in Matteus se evangelie. Maar daar voor hierdie disippels se oë verander Jesus se voorkoms. Daar voor die disippels se oë lyk Jesus skielik anders. Sy gesig skyn soos die son. Jesus se klere word soos lig. Hier op die berg sien die disippels wie hierdie Jesus is. Die Jesus wat hulle later gaan leer ken as die gekruisigde met 'n doringkroon op sy kop. En op hierdie berg beskryf ons iets van God se heerlikheid, want hier word Jesus se heerlikheid sigbaar. Skielik is daar geen meer twyfel oor wie hierdie Jesus is nie. Die disippels weet, hier voor hulle
sien hulle wie Jesus werklik is. Maar dis net 'n voorsmaakie van hierdie opstandingsheerlikheid. Dis net 'n klein prentjie van wat hulle nog gaan beleef. Maar dan skielik verskyn Moses en Elia. Twee mense wat baie naby aan Jesus geleef het. Twee mense wat vir God op 'n berg ontmoet het. God se heerlikheid op 'n berg raak gesien het. Hierdie twee mense is getuies. Mense wat met hulle eie oë gesien het wie God is, met hulle eie sintuie beleef het dat God 'n werklikheid is. En dan spring Petrus weer weg. En Petrus sê hier vir Jesus in sy verheerlikte beeld, Here, dit is goed dat ons hier is. Ek sal vir ons 3 skuilings bou, Here. Ek sal tente bou sodat ons hier kan bly. Want Petrus wil hierdie oomblik vasvang. Hy sien hier is iets magies aan die gebeur en hy sê, Here, laat my toe om hier waar ons nou is vir 'n oomblik die oomblik vas te vang. En ek en jy wil dit ook doen. Ons wil alles beheer. Petrus soek 'n stukkie kontrole. Hy wil hierdie oomblik vasvang en dit organiseer. Hy wil dit bestuur. En ek en jy doen dit ook. Wanneer God om ons werk en ons sien God werk, dan wil ek en jy strukture bou. Ons wil dit beheer. Ons wil, wanneer God praat, weet wat volgende kom, maar ons wil hier bly in hierdie oomblik waar ons God in sy glorie beleef. Maar terwyl hy nog so praat, is daar ewe skielik 'n helder wolk hier bo hierdie berg en uit die wolk uit sê 'n stem, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. God self daag hier op, soos by die doop van Jesus, en hy sê, luister na hom. Disippels, julle verstaan nie wie Jesus is nie. Moenie hom bewonder nie. Moenie tente bou nie. Nie bly hier op die berg waar julle in Jesus se teenwoordigheid kan wees en julle sy glorie kan besing nie. God sê vir Petrus en die ander twee disippels wat daar is, luister na hom. Luister na hom. En dis waar godsdiens moeilik word, want skielik val hierdie 3 disippels op hulle gesigte neer. Daar op die berg val hulle op hulle gesigte neer, want hulle is bang, skielik oorweldig God se glorie en God se teenwoordigheid hulle. Maar Jesus kom nader na hulle toe. Hy raak aan hulle. En dan sê Jesus vir hulle, staan op. Moenie bang wees nie. En toe hulle opkyk, toe sien hulle niemand nie, nie vir Elia nie, nie vir Moses nie, maar net vir Jesus. En Jesus staan alleen daar voor hulle oë, in sy verheerlikte voorkoms. Maar dan vra Jesus iets van hierdie disippels. Hy sê vir hulle, ouens, nou gaan ons weer die wêreld moet ingaan. Nou gaan ons terug na die wêreld toe. Want hier moet die disippels iets leer van wat die koninkryk behels. Hierdie bergoomblik is nie 'n eindpunt nie, dis nie die doel nie. Dis 'n stukkie toerusting vir die pad wat vir Jesus en vir sy disippels voorlê. Want die pad af van die berg af gaan Jerusalem toe. En hierdie pad lei tot by die kruis, tot Jesus se kruisiging. Hoe lyk jou verwagtinge vandag? Het iemand dalk vir jou gesê, as jy in God gaan glo, gaan dit great gaan. God gaan jou verheerlik sonder enige lyding, want dis nie die waarheid nie. Hierdie verhaal sê vir ons, daar waar ons God ontmoet op hierdie berg, waar ons Jesus in oomblikke van ons lewens in sy verheerlikte vorm sien, nie om kan miskyk nie, waar klomp mense saam kan getuig dat hierdie Jesus die koning van die werklikheid is,
waar ons sê, Here, hier wil ek bly, hier gaan ek tente opslaan, want hierdie is wat vir my goed is. Here, dan sê U vir ons, luister na my. Want Jesus kan nie heerlikheid kry sonder sy kruis nie. Dis hoekom hy mens word. Jy gaan nie God se stem hoor as jy aan jou eie plan bly vashou nie, want vandag sê die Vader weer vir my en vir jou. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. En hierdie luister gaan in elkeen van ons lewens 'n ander vorm aanneem. Maar in geen een se lewe gaan dit sê, Laurens, bly op hierdie berg. Hier waar ek vir jou kan goed wees, waar jy op jou gemak is, waar jy my beleef. Jesus sê, Laurens, ek ontmoet jou op hierdie berg, sodat jy teen hierdie berg kan afstap, sodat jy na die kruis toe kan stap, sodat jy 'n getuie kan gaan wees in die wêreld, sodat mense na jou kan kyk en sien, hier is iets anders, sodat jy 'n diensknegt kan gaan wees, sodat jy jou lewe vir ander kan gee, diensbaar kan wees vir mense, my hande en voete kan wees. En ek weet, jy het al 'n berg oomblik gehad. Daai een dag wat jy nie meer kan nie en iemand sê die regte ding. Daai een oggend wat jy nie wil opstaan nie en jy kry 'n boodskap wat jou dag beter maak. Daai maand wat jou finansies nie klop nie en skielik uit iewers uit kom daar finansies om aan die lewe te bly. Dis jou berg oomblik. Maar my gebed is, mag ek en jy nie net daar op ons gesigte neerval en bang word nie. Mag ons hoor hoe Jesus vir my en vir jou sê, moenie bang wees nie. Hier is nie die eindpunt nie, hier is nie die doel van my koninkryk nie, hier is 'n stukkie gereedskap om jou voor te berei om in die wêreld in te gaan. Mag ek en jy in hierdie week in die wêreld ingaan, mag ek met selfvertroue teen hierdie berg afklim, vir die wêreld sê, jy sal nie glo wat ek beleef het nie. Jy sal nie glo wat die Here vir my gedoen het nie. En omdat hy dit vir my gedoen het, sal ek alles vir jou doen. Mag jy in hierdie week God se teenwoordigheid beleef, maar mag dit jou van die berg af help. Mag dit jou nie laat skuiling opslaan nie, want die evangelie, die goeie nuus is aan die beweeg, en as ek en jy op die berg bly, gaan ons die goeie nuus en God se koninkryk misleef. Mag jy op hierdie reis waarop jy is, God se glorie beleef en dit met die wêreld deel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat elkeen van ons se berg oomblik anders lyk. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ons beskerm, ons dra, ons veilig hou. Dankie dat U Uself aan ons openbaar. In klein oomblikies ons oë oopmaak sodat ons U kan raak sien. Maar Here, mag ons prentjie van U nooit verklein en gereduseer word tot hierdie heilige oomblikke nie. Here, mag dit ons woemag gee om die wêreld in te gaan, anders te leef, anders te praat, te vertel, te verkondig en te getuig. Ons Jesus leef. Here, dankie vir die kruis. Want as ek nie die kruis gehad het nie, het ek U nie geken nie. Dankie dat ek U hart mag sien. Dankie dat ek mag weet wat van my verwag word. Here, maar maak my hande sterk, sodat ek dit kan gaan uitleef. En Here, wees my sondaar genadig. Amen.